Dames en here, vriende, u is baie welkom. Namens die Afrikaner Bond waarvan omtrent almal van julle is, u is hartlik welkom. 100 jaar nadat die parlement in Kaapstad Afrikaans op ontstaan verklaar het. In my verwelkomingswoord wat ek gevra is om te lewer, gaan ek 4 vrae stel en 4 vraagvlugtig beantwoord. Die eerste vraag is, wat maak ons? Tweede is waar in Afrikaans. Waar kom ons taal vandaan? Waar pas die AB eintlik in die hele storie in? En waar gaan ons heen? Ensiklopedie geskryf het oor, maar ek maak enkele opmerkings. Dames en here, in Afrikaans doen ons alles. Ons maak geld, ons maak liefde, ons maak musiek, enigiets. Ons was nou die dag by die KAK, dis net verstommend wat u daar ervaar. Ek meen, daar was hele musiekkonsert, hoor my lied net oor Guy Korsing. Vanoggend het ons nou weer musiek gesien, Concertina, wonderlik. Daar was debatte gewees tussen aangewese Hertzogpryswenners, skrywers, ons skryf in Afrikaans, praat, skryf, maak musiek, ons dink in Afrikaans, ons het vanoggend geluister na RSG, ons het radio in Afrikaans. Jy kyk na webwerwe, soos Netwerk 24 en Marula Media, ons publiseer nuus in Afrikaans. Daar is nie 'n kategorie wat ons nie in Afrikaans bedryf nie. Daar is uitmuntende films wat oor jare gemaak word in Afrikaans. Jy het nou dag hierdie film gesien, Nêrens, Noord-Kaap, die drama, wat nou kyk en uitgesal. So die antwoord is, ons moet in Afrikaans. Maar weet jy, hoef nie eens dit te glo in die algemeen nie. Ek wil net gou gaan, dis hoekom ek toe al kies aangebring het. Wys dan van die mense wat er is, om vir u te bewys, deur voorbeelde, dat hier is mense wat omtrent alles doen in Afrikaans. Chris Ware sê, Chris Vermeulen, ons fundamentele vermoë om te organiseer in Afrikaans. Karel te doen wat opgeleer is, wat die nasionale was, dit is vir Gauteng Noord. Ek meen, wat hy alles doen, hy lyk soos 'n voortrekker, is 'n voortrekker, in die nag dan sit hy daar langs Paul Creer se standbeeld op Kerkplein, en die dag dan kom werk hy, sy besig met baie ander dinge. Hy is die ruggraat gewees in baie opsigte van gebeure by die Voortrekker Monument. Dani de Kok is hier sit Dani, na wie verwys ons net nou, hy is 'n prokureur in Kreersdorp en stel in Klerksdorp. Jy moet sy kantoor daar sien. Ek meen, hy bedryf wet en orde in Afrikaans. Eugene Creer, Johan van der Walt, wat die regskommissie het, wat ook wet en orde handhaaf in Afrikaans. Ons het Philip Nel gesien, hy is die kunstenaar op die Nasionale Raad van Mpumalanga. Wij bedryf kuns en sang en alles in Afrikaans. Johan Mostert, dis wonderlik om jou te sien, daar tweede van links af, 'n vorige inderdaad 'n denker, hy dink in Afrikaans, hy skryf in Afrikaans, hy sit soos enkele van my nou wat ook 'n broer was, sy woorde neer op papier in Afrikaans. Ons het vir Jan Botha nou in aksie gesien, die leraar wat die woord bring in Afrikaans, soos Wim Slabbert wat net weer moet ons gaan praat. Die woord in Afrikaans. Wynand Fourie, daai sterk man daar tweede van regs, valskermtroep. Ek meen, hy het militêre opleiding ondergaan in Afrikaans. Hy organiseer die omgewing hier in Afrikaans. Hy is die voorsitter van Gauteng Noord en langs hom Estel Visser, voorslagvrou wat omtrent al wat 'n vroue organisasie is mobiliseer in Afrikaans. Sy is die voorsitter, soos hy die voorsitters van Gauteng Noord, en sy die voorsitter van Gauteng Suid. Pat Pienaar, Paai Pienaar wat hy is, matriarge in die Afrikaner Bond. Marien Beer, Marien in die rooi, wonderlik dat hier is. Len, daar is 'n vierde van daar af. Len. Dis heerlik om jou te sien. Elke stukkie hierso is eintlik mense grond, want hy was die een woord Voortrekker Monument die regsvoorsitter. So, Len,
Jy moet vir ons daar kom sê hierso. Daar nie langer wat ek moet ons gaan praat agter. Wow, ek meen, alles wat julle weet oor die voortrekkers en die Afrikanerbond en die FAK alles vra gedaan nie. So wat is die gevolgtrekking, dames en here? Wat doen ons? Alles in Afrikaans. As nie 'n ding wat ons nie ons taal kan doen. Tweede vraag, waar kom Afrikaans vandaan? As jy kyk na die kaart van Europa, dan sal jy in die middel 'n klomp tale sien, die Germaanse tale, Noorweegs, Sweeds, Deens, Nederlands, Duits, uit daai familie stam Afrikaans. Maar die Afrikaners stam ook uit die Romaanse gedeelte, Portugees, Spaans, Frans, almal Franse bloed in ons, Frans, Italiaans, ook uit die Slawiese gedeelte, Oekraïens, Pools, Russies, Bulgaars. Hierdie 3 taalfamilies en al die ander families op pad na Persië toe, Iran en Indië, en selfs die verlore tale in Europa, so Hongaars wat ons eie is, wat daar van die Oeralgebergtes afkom. Al hierdie tale was nou die dag, nie lang gelede nie, 7000 jaar gelede, 8000 jaar gelede, was dit dan sulke tale nie. Hulle kom in die stam uit van die Indo-Germaanse tale. Indo-Germaans. Terwyl ons almal se voorouers het daai taal gepraat en die rekenaarwetenskaplikes werk uit watter woorde gebruik was vir daai taal gevorm het. Skoonsister, almal van ons 8000 jaar gelede het na skoonsister verwys as 'n snoesels. So word al die verskillende woorde uitgewerk. Indo-Germaans. En dit is waar Afrikaans vandaan kom, uit hierdie groot Indo-Germaanse familie. En as ons nog 'n bietjie teruggaan en ons kom by die Tibetaanse, Chinese tale 15.000, 20.000 jaar gelede, of die Astonesiese tale soos Maleis en so, en Indonesies, dan kom ons almal uit 'n groot stam uit. En dit is die aard van hoe tale werk. Tale vertak, tale diferensieer. En hier kom 'n klomp mense in die Kaap aan, 400 jaar gelede, en hulle ontwikkel Nederlands tot 'n absolute unieke taal. Die afgelope 200 jaar, dis so nou die dag. Van die begin van die 19de eeu, het die Afrikaans gediferensieer. Eers as dialek, en toe word ons 'n eie taal. 200 jaar, en 100 jaar gelede, dames en here, dit is gisteroggend, 1925, tot ons eers 'n ampstaal geword. Dis die wonder van taal, dis net verstommend hoe tale ontwikkel. Die oomblik as mense op hulle eie is, dan ontwikkel hulle eie terminologie. En aanvanklik dan jy 'n dialek, en dan op ou dan word jy 'n taal. Dit is Afrikaans. En 100 jaar gelede het ons dus hierdie taal geword wat amptelik erken was, amptstaal geword het. Al is ons gepraat reeds in baie variasies, in Voortrek en van tevore. Dit is waar kom ons vandaan. Waar pas die Afrikanerbond in? Van die begin af. 1918 het die AB gefunksioneer om Afrikaans te bevorder. Trouwens, dit is 'n groot botsing gewees. Dit is Afrikaans sprekers en Engels sprekers reeds van die stigtingsvergaderings af. En in die erkenning van Afrikaans in 1925, die parlement het al die lede 'n deurslaggewende rol gespeel. En 4 jaar later, toe bring die Afrikanerbond 400 mense bymekaar in Bloemfontein en hulle sig die FAK, 'n produk van die Afrikanerbond waaraan ons behoort. En elke jaar of 2 doen die Afrikanerbond iets. In 1937 is die Transvaal gestig met kapitaal van die suidelike koerante soos die Volksblad in Bloemfontein en die Burger in die Kaap wat reeds gevestig is. In 1938 wat doen die Afrikanerbond? Hy vestig die radiodiens in Afrikaans. En terselfdertyd hou hy 'n nasionale volkskongres om Afrikaanssprekendes te bemagtig op ekonomiese vlak. So gaan dit aan elke jaar kom ons iets doen. 1949 is die Voortrekker Monument ingewy om die voetspoor van Afrikaans landwyd van die Kaap tot in Transvaal te bevestig. 52 Januarie het gedink met die Januariefees om te wys waar het die Nederlanders geland waaruit Afrikaans gekom het. Dames en here,
Die AB is steeds intens betrokke by alles. Die Afrikanerbond is een van die stigterslede van die Afrikaanse Taalraad, wat landwyd funksioneer om Afrikaans te bevorder, van die rapport onderwysfonds, ensovoorts. Verlede week het die Afrikanerbond vergader saam met wat bekend staan as die ALN, die Afrikaner Leiersnetwerk by Solidariteit, saam met SAI, Theo die Jager en almal. Al die Afrikaner organisasies se leiers kom by mekaar en dit is 'n fascinerende byeenkoms om te kyk. Jy kan nie die krag glo daar is. Dit is Afrikaanse mense wat intens bekommerd is en gefokus is op hoe om ons wonderlike taal te maak. Daar speel die Afrikanerbond en die Afrikaner Leiernetwerk prominent op. En dis die antwoord op die derde vraag. Die Afrikanerbond se voetspoor lê oral. U organisasie se voetspoor lê oral. En wat is die laaste vraag? Waar gaan ons heen? Ek gaan dit net eensin beantwoord. Sê byvoorbeeld, ons wil weet wat is Afrikaanssprekendes vandag. En sê byvoorbeeld, hier was 100 persone teenwoordig gewees, wat die hele land verteenwoordig. 42 van u gaan dan kom van die Weskaap, 21 van Gauteng, 10 van die Oos-Kaap as dit proporsioneel is, en die res van die hele res van die land. En hierdie 100 van u verteenwoordig hoeveel Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika? 7,1 miljoen in Suid-Afrika. Ek praat hier van al die 100 wat Afrikaans verstaan nie, die 100.000 nie, en van die ander 100.000 Perth, wat in enige restaurant kan instap, maar hoor mense, jy praat Afrikaans, en dan verstaan jy, ek praat nie van almal wat migreer is nie. Migreer het nie. Net in Suid-Afrika alleen, is daar 7,1 miljoen Afrikaanssprekendes met Afrikaans as moedertaal. En weet jy wat? Solidariteit se navorsingsinstituut het navorsing gedoen oor die tydsfaktor. Wat gaan nou gebeur as jy projeksies van taal doen? En dit kan die wakker doen, daar is demografie, hy volg vaste patrone. Afrikaans gaan meer word. Oor 15 jaar, in 2040, gaan daar 7,2 miljoen Afrikaanssprekendes wees. En so gaan ons vermeerder. So, persentasie gewys in die hele land word ons minder, maar dis nie eens ter swak nie. Ons kyk net die aantal mense. Ons word as 'n Afrikaans sprekende gemeenskap al hoe sterker en ons gaan van krag tot krag. So, voorsitter, daarom. Wat doen ons? Ons doen ons Afrikaans. Tweedens, waar kom ons vandaan? Ons ontwikkel saam met oertale, soos alle tale ontwikkel ons. Ons het 'n wonderlike geskiedenis wat nagevors word deur taalkundiges. En die Afrikanerbond letterlik sy voetspoor lê oral in Afrikaans. En as 'n bydrae tot Afrikaans. En daar is 'n groot nood vir ons taal, omdat ons as taalgemeenskap al hoe groter en sterker word. Geleidelik groei ons, geleidelik, ten spyte van al die dramas in die wêreld, word ons moedertaal op elke terrein gepraat. Wat ons dus vandag doen, ons dink aan 100 jaar gelede. En ons sê met groot agting vir voorouders julle 100 jaar gelede, wat Afrikaans as 'n oomstaal erken het, ons het hoë agting vir ons eer.